Hi almal, dis Kobus Kreer van Koevoet Ministries. Hoor gou hierdie skrif, Daniël 2 vers 21. Daar staan dat Daniël sê die volgende: dis God wat tye en geleenthede verander. En dis God wat konings afstel en konings aanstel. Dis God wat dit beskik. In watter gesagsposisie ek en jy gaan lei. Nou of jy nou 'n pa is, of jy nou die president van Suid-Afrika is, of jy 'n onderwyser is, of jy 'n CEO van 'n company is, of jy 'n direkteur is van 'n besigheid, en of jy 'n coach is, wat net 'n span afrig. Dis in God se wil, dat God dit so beskik het, dat jy in daardie leiersposisie is. Die vraag is, wat doen jy met daai leiersposisie? Hoe hanteer jy daardie leiersposisie? Stap jy voor as 'n man van God, wat leiding gee aan die swakker is? Loop jy voor as 'n man van God in regverdigheid en in geregtigheid? Of is jy 'n man wat dinge hier onder deur die tafel doen? Wat dinge met 'n agenda doen, sodat die eer na jou toe kan kom, en nie na God toe nie. Kom steel jy daardie eer, daardie koningskap wat God vir jou gegee het, steel jy dit, deur die eer te vat, deur jou hoogmoed. Maar luister vir my mooi, die woord van God sê, dat ons moet uitgaan en disippels maak van alle mense. En as God jou in 'n leiersposisie aanstel, wat maak jy daarmee? My vraag aan jou is, in hierdie tyd, vandat God jou aangestel het as koning, oor 'n sekere situasie, of wat dit ook al mag wees, hoeveel siele het jy al na Jesus toe gelei? Mense, ek praat oor hierdie, want ek sien dit het 'n algemene ding geword, dat mense nie meer hulle koningskap opneem nie. Die meeste gesinne het nie eens meer 'n koning in hulle huis nie. Die meeste gesinne het nie 'n profeet in hulle huis nie. Die meeste gesinne het nie 'n priester in hulle huis wat hierdie autoriteit opneem nie. Wat nog van om te praat van in die skole? Wat van nog om te praat in besighede? Wat nog om van te praat in spanne, of waar die kinders ook al betrokke is, of waar daar groot mense betrokke is? Hoeveel mense stel God, Jesus Christus, nog eerste? Gaan dit oor jouself? Gaan dit oor jy wat moet goed doen as coach, of onderwyser, of as pa, of as direkteur, laat die glorie na jou toe kom, of gee jy daardie glorie aan Jesus Christus? Ek praat hieroor want ek sien hoe jong mense, hoe kinders verlore gaan. Ek sien hoe mense afgebreek word tot in die grond in. Ek sien hoe kinders afgebreek word tot in die grond in. Ek sien hoe groot mense wil opgee, omdat die mense by wie hulle werk, hulle in die grond intrap. Dis nie hoe dit moet wees nie. Ons elkeen het 'n rol om te speel, en jy moet weet, as God jou in 'n gesagsposisie aangestel het, dat God jou gekies het om sy evangelie te verkondig, om siele te wen, om mense te bemoedig, om oor hulle te profeteer. Die Bybel sê, om te profeteer is om te stig. Om mense te laat glo in hulle self, om kinders te laat glo in hulle self, om jong mense te laat glo in hulle self, om vir hom te sê, jy's 'n champ, jy's 'n eyster, jy gaan dit maak. Moenie nou opgee nie, jy's amper daarbo, werk net nog 'n bietjie harder. Byt vas, Jesus stap hierdie pad saam met jou. Maar weet julle wat, dis net die teendeel wat gebeur. Ons sit met mense in gesagsposisies, wat ander mense afbreek. Hulle sê jy's useless. Hulle sê jy gaan dit nie maak nie.
wat vir hulle sê, jy's 'n loser. Ek wil vir jou vandag, wat in 'n gesagsposisie is, kom vra, om eers dat jy by Jesus Christus sal uitkom. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, dan kan jy my bel, dan gaan ek jou help daarmee. Maar is tyd dat jy die gesag begin opneem wat Jesus Christus jou gegee het, en dat jy mense se lewens kan verander vir die autoriteit wat God vir jou gegee het. En glo my, daar is mense wat dit doen. Daar's mense wat ek ken, wat cage fighting clubs het, wat siele wen vir die koninkryk van God. Daar's mense wat by 'n cage fighting club waar ons bedien, wat vrykom, en wat vir my agterna sê, Kobus, hoe is dit, laat ek hier in 'n cage fighting club my lewe vir Jesus kom gee, en alles in my lewe verander, en ek hoor hierdie kragtige boodskap, maar ek sit Sondag na Sondag in die kerk, en ek hoor dit nie. Hoe is dit dat ek in 'n klub moet kom waar daar cage fighting gedoen word, waar mense geslaan word, pap geslaan word, en waar die bloed vloei? Wel, dis die sport. En ek kom hoor die woord van Jesus Christus hierso, en dit verander my hele lewe. Dis sulke vrae wat mense het. Nou as een persoon so sy lewe so verander kan word, hoekom kan jy wat in 'n gesagsposisie is, nie ook mense se lewens verander nie? Want dit is waarvoor God jou geroep het, dis waarvoor God jou aangestel het, dis waarvoor God jou gesag gegee het, dis waarvoor God jou 'n koning gemaak het oor ander mense. Om daardie mense te lei en op 'n plek te kry, laat hulle kom by die koninkryk van God. Want hoor nou wat ek vir jou sê vandag, God gaan vir jou vra. As die regte tyd kom, gaan God vir jou vra, wat het jy gedoen vir my koninkryk? Ek het jou aangestel as koning, wat het jy daaromtrent gedoen? Of het jy daai koningskap gevat tot jou eie gewin, sodat jou eie beel geblaas kan word? Of as jy 'n man wat voorgestap het in nederigheid en regverdigheid en ander siele na die koninkryk toe gelei het? Jy gaan moet verantwoording doen voor God, en ek gaan moet verantwoording doen voor God. Vir wat het ons gedoen? Ons wat in gesagsposisies geplaas is, om die koninkryk van God te verkondig. Hierdie is net op my hart, mense. Weet julle, ons moet 'n verskil begin probeer maak, regtig. Baie van ons mense is aangestel, maar hy gaan maar net deur die motions. Niks is vir niemand meer 'n passie nie, want hy doen dit net vir geld. As jy op daai plek kom waar dit meer gaan oor geld as wat dit gaan oor om siele te wen, dan het jy 'n probleem. Want dan aanbid jy Mammon, die afgod Mammon, en nie vir Jesus Christus nie. Mense, ek kom doen 'n beroep op jou. Kom ons verander dinge. Kom ons begin dinge hier op grondvlak verander. En dan sien ons hoe dit deurspeel na 'n hoër vlak toe. Want hierdie generasie van jong mense wat nou moet groot word en in die grootmens wêreld moet inkom. Mense, hulle is verlore. Hulle weet nie wat 'n rigting nie, want daar is nie vir hulle 'n voorbeeld nie. Kom ons begin hande vat. Kom ons bring 'n verandering. Nie net in Suid-Afrika nie, maar in die koninkryk van God. Mense, baie seën en baie voorspoed.